Allemaal welkom. Voel julle welkom? Halleluja. Dit is die belangrikste, dat ons allemaal welkom voel vanmorgen. En ons is dankbaar vir elkeen wat hier is, die besoekers, die gaste, ek weet nie waar van kom, hulle my broer, is hulle maar hier. Dus ek wil nie die laatste keer wees wat ek julle sien. Is hier nog iemand anders wat niet is hier? So dan nee, ek is hier die koster, dit is hier eindelijk. Sanna, jou dochter, hoe het jy nou weer gesê van waar af kom sy? Van Natal af. Of ons maak het sommer Natal. Daar is sy. Welkom by ons. Ek verstaan, sy kom bly ook nou hier so. Maar ons is bly. Hier is nog al 'n heel paar losloper manne. Ons voor vrou soek. Amen, amen. Ons dink sommer net so met ons afkondigings, wat ons gou gedeurgee. Ek dink ons almal weet nou van die tye van Woensdag, is 'n lekker klas wat ons het. Donderdag sal die bid hier hê, en die voorsangers moes op Saterdag, Vrydag, o nee, dis was nou nie nou nodig, ons moet nou reg vir tot volgende week. En dan is daar enig iets anders behalwe Olie se vrou is nie lekker nie. Sy is in die hospitaal bietjie boy. Ja, so ons dink aan haar vandag. En ons vertrou dat die Here daar sal ingryp en genesing sal bring. En is daar enig iets anders wat ek nou nie vinnig kan byval nie? Saterdag se vloeimark. Jou Saterdag se vloeimark. Nee, kyk, daar is kos gemaak. Ek sê vir jou, man se suiker is weer hoog. Vir die wat sukkel met suiker, ek is alright. So, maar moenie mis, ons begin 9 uur en dit gaan tot so 3 uur toe, daar is baie stalletjies. So jy is meer as welkom. En dan Sondagoggend, dit is weer diens 10 uur. En dan sal ons daar vandag, as daar enig iets anders is, sal ons vir u herinner daaraan of dit deurgee. So, maar almal is baie welkom. Pieter, sal jy vir ons open? Liewe Vader, ons sê baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, die wat u op hierdie dag gekruisig is. Dat is het saam u kan doen, daar waar ons nagmaal gebruik. Dat is volbring soos u wil hê, ons moet dit doen. Maar dankie vir die pastoor wat daarvoor staan, dat u sê, dat is een salt, dat is een spreek wat u op sy hart gelê het, en ons sal stil raak en sal luister, wat u met ons wil bespreek. Maar lief Vader, dan moet ons ook u vraag, dat ons kyk na ons finansies van die kerk. Ons is een pastoor, wat moet onderhou word, ons plekke wat moet onderhou word. Die wat het, dat hulle gee, en die wat nie is nie, kan net sy cent ingooi. Dan u te sê, die maak die saak wat jy ingooi. En dan kan net iets sê, help vir die koninkryk van die lewe. Leid jy ons dan weer hierdie dag, en baie dankie vir alles. Net op die naam wil. Amen. Ons voorsangers, julle is welkom om op te staan. Vandag in hierdie gemeente. En terwyl ons gebid het, die Here vir my gewys dat jy self jou hart moet oopmaak. God kan nie inkom as jy nie jou hart oopmaak nie. So as jy nie vandag iets ontvang nie, en as jy nie vandag uit jou hart uit sing tot God nie, maak nie saak hoe vals jy sing en die ou langs jou, wat hy van jou dink, lig jou hande op. Maak jou hart
as jy nog nooit jou hande in 'n diens opgelig het nie, lig dit vandag op. Nie oor ek vra nie, maar God is hier en hy wil ons aanraak. Hy wil ons aanraak. En as jy dit laat verbygaan, is dit verby. Ons weet nie of ons weer die kans gaan kry nie. Soos wat ek hier staan, kan ek voel God is hier. En nie oor dat dit ek is nie, maar oor dat dit God is. God is met ons. So kom ons sing, kom ons verheerlik sy naam en maak jou hart oop vir vanoggend. Halleluja. Okay. I waited there and did not know. I overcame, I could not pray. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt we did not owe. I owed it, I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt he did not owe. I owed it, I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Amen. Dankie Here. I lift my load at Calvary, where Jesus died for you and me. And then there came a peace so sweet, when I left my load of sin at Jesus' feet. I left my load at Calvary, where Jesus died for you and me. And then there came a peace so sweet, when I left my load of sin at Jesus' feet. My load at Calvary, where Jesus died for you and me. And then there came a peace so sweet, when I left my load of sin at Jesus' feet. Amen. Halleluja. Dankie Here. Christ of Calvary, you mean so much to me. You're always on my mind. You've been so very kind. Calvary, oh Calvary, thank God for Calvary. Christ of Calvary, you mean so much to me. You're always on my mind. You've been so very kind. Calvary, oh Calvary, thank God for Calvary. Christ of Calvary,
En dat ons net eers vir 'n oomblik sal stil bly, terwyl tannie Barbie net die liedjies speel, dat ons vir hom sal aanbid, dat ons vir God sal begin aanbid. Julle kan bid, julle kan julle hande oplig, maak nie saak, en maak jou hart oop vir die Here. Is always on my mind. Mense, wat ek vannacht ontvang het en gehoor het, is net wat ek vir julle gaan sê. Kan julle my hoor? Ek wil nie met Geesefie praat. Ons moet net baie versigtig wees. Dat ons nie dink ons is reg. En dan is ons nie reg. En daar is baie voorbeelde in die skrif daarvan, baie. Weet u, hoeveel van ons het vannacht geworstel, soos Jezus laas na geworstel het. Ek gaan nie vir julle vraag met 'n antwoord nie, want dit is nie maklik nie. Maar kan julle dink wat het hy deurgegaan? Dit is die enigste plek in die skrif wat gesê word, en sy sweet het bloed geword. En dit is hoe erg dit was vir Jezus. Ja, ek sal nie weet nie, maar ek het nog nie op daai stadium in my lewe gekom, dat my bloed, my sweet bloed geword het. Bedoelende, dat ek so biddend voor hierdie lewende God staan, dat ek kan sê, maar ek het 'n besonderse ontmoeting met U. En weet u dat, hier kom die wêreld, en hy sê vir ons, dis goeie Vrydag. Dis wat die wêreld sê. Ons maak dit
omdat dit ons pas om dit goed te maak. Gaan kyk na die wêreld en kyk wat gebeur vandag. Dit was nie 'n goeie Vrydag nie. Dit was 'n swart Vrydag. Daar het 'n verlosser aan die kruis gehang. Sonder sonde. Geslaan die vorige dae. Bespot. Daar het hy gehang. Maar daai deel van die goeie praat ons nie maklik oor nie. Ons praat net van die goeie, dat hy ons verlos het van die sonde. As dit dan so goed is, dan moet ons vir ons elkeen vanmôre vra. Dit wat hy vir ons gedoen het, het ons dit gevat. Anders is dit nie goed nie. As ek dit nie gevat het, en gesê het, Vader, ek verstaan wat jy vir my gedoen het. Ek verstaan wat jy vir my deurgemaak het. Daarom wil ek u kind wees. En u volg. Laat ons maar mooi stil word en dink. Het ons al 3 ure duisternis gehad in ons lewe. Waar God met ons kon praat. Soos dit met Jesus gebeur het. Vir 3 ure was dit donker. Almal het geweet, daar gebeur iets baie besonder. En die Gees het met almal gepraat. En die wat hulle harte oopgemaak het, het dit ontvang. En was gered. Mag die Here julle seën, dat julle 3 ure duisternis sal ervaar in julle lewe. Dat hy verheerlik kan word. Amen. Dat ons nie net in die lig leef. Die lig is baie belangrik, want hy is die lig. Maar hy het ook vir ons die besonderste duisternis gedra, dat die lig besonder krag het vir elkeen van ons. Dankie, pastoor. Mag die Here geëer word. Ons God is altyd woorde, altyd by ons. Wat Christine net gesê het, wat hy daar agter by hulle was. Maar ons God is nie tweedehandse God nie. Ons moet hom innooi, en ek nooi hom in, by ons voordeur. Ek kan deurstap verby pastoor. Want ons God is heilig. En hy het alles vir ons gedoen, dat ons vandag goeie lewe kan lei en ons sondes kan bely. Dis alles. Amen. Wonderlik. Ons kan gesels sommer vanmôre. Daar is Matteus 27, jy moet dit self gaan lees. Daar van vers 32 af tot by vers 56. Matteus 27 van vers 32 tot by vers 56. Ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, dit is te lank om te lees. So ek gee vir julle so 'n bietjie huiswerk om self daardeur te gaan. En ja, vanmôre gaan ons lekker gesels, ons weet mos dit wat om Koen het nou gepraat het oor Goeie Vrydag, soos hulle sê, Goeie Vrydag. Maar ons weet die wêreld, die Satan en sy bose magte, en dit wat mooi was en besonder was, het hy gevat en hy dit weer lelik gemaak. Ons sien dat baie mense
besig is met paashasse en paaseiers en al hierdie klas van dinge, en die aandag word weggetrek van wat mooi is, wat kosbaar is, wat heilig is, na 'n ander ding, na 'n wêreldse ding, en dis nie meer so heilig vir die mensdom nie, want dis nou paashasse, en dis paaseiers, en hierdie is bose goed mense, wat die kruisiging van die Here Jesus probeer vervang. Ons weet dat die Satan is 'n namaker. Hy maak alles na, dit wat mooi is, en kosbaar vir God is, dit maak hy na, en hy maak dit onheilig. Hy maak dit lelik. Nou dit, baie van ons dink dis onskuldig, maar dis nie onskuldig nie. As ons bietjie mooi gaan kyk waar al hierdie gemors vandaan kom, dan sal ons besef dat dit bose dinge is wat die heiligheid van 'n God probeer replace, vervang. Verstaan jy? So ons moet so versigtig as kinders van die Here wees, laat die wêreld ons nie insuig in hierdie selfde goeders. Want dit wat daar gebeur het aan die kruis, is vir God tot vandag toe nog baie heilig. En nog altyd as hy die bloed sien van sy seun, en dit wat Jesus vir ons moet deurgemaak het, dan glo ek in my hart dat daar nog altyd trane in God se oë kom, omdat hy dit gedoen het terwille van die mens wat hy so lief het uit sy hart uit. Verstaan jy? So ons moet vanmôre een ding besef, dat hierdie is baie heilig vir die Here. Hierdie is baie heilig vir die Vader. Want ek kan nie insien, as jy nou vanmôre vir jouself dink, en jy sê dit dink dat dit jou seun is wat hier deur hierdie dinge gegaan het. En dit word replace. Verstaan jy, daar's altyd, sê nou maar net, jou kind het hierdie dinge deurgemaak. Daar's 'n rou wond binne in jou. Verstaan jy, daar's 'n seer herinnering van hierdie dag. Daar's niks baie opwindend daaraan dat dit vervang moet word met nagemaakte goedes. Vir God is dit baie spesiaal. Dis asof dit gister gebeur het. Dis nie 'n lang ding wat nou lang terug. Ja, dit het lang terug, maar vir God die Vader is dit asof dit gister gebeur het. Hy ervaar dit asof dit vandag weer gebeur, waar hy gesien het, en soos met die vorige keer wat ek gesê het, waar hy sy oë moes weggedraai het van Jesus af, terwyl sy seun daar hang, en al hierdie pyn en al hierdie lyding deurmaak, terwille van ons as mens, en God moet sy gesig wegdraai, sodat hy nie sy seun se oë kan connect met sy seun se oë kan vereenselwig. Hy wou nie hierdie seer sien, wat hy moes deurmaak, terwille van my en van jou mense. Is dit nie besonder nie? En ons vat dit, soos hulle sê, vir grande. Ons bring paashasse en gemors in, en ons maak dit, soos om Koen nou gesê het, 'n vreeslike lekker en 'n goeie Vrydag, en hoor jy, dis Paasnaweek, dis 'n ideale tyd om te gaan suip in die see, om uit te gaan as familie in groot parties te hou. Die kerk is die laaste plek waar ek gesien wil word. Dis glad nie 'n prioriteit in my lewe nie. Nie dronknesparties en vleisbraai, en ons kan vis vang, en ons kan gaan wat ook al doen, en in die binneland kan jy vir jou besig hou. Nee, ons het klomp goeders, baie klomp goeders. Kom ons, help hom daarvan nie met hom. So daar's klomp goeders waarmee ons vir ons kan besig hou, behalwe die dinge van God wat prioriteit nommer 1 moet wees. Dit wat vir God die Vader seer gemaak het. Mense, as dit wat ons vanmôre besef, as dit nie vir jou ook seer maak, as jy nie meegevoel het, as jy nie ook voel dit wat God vanmôre voel nie. Mense, dan is ons hart baie ver van die Here af. Dan is ons werklik nie meer op plek nie. As dit nie vir jou prioriteit is om vanmôre stil te raak voor die Here en te besef, joh, Here, dit wat U vir my deurgemaak het, Here Jesus, dit wat U vir my deurgemaak het, is vir my so spesiaal en so kosbaar, en ek trek dit vanmôre, ek vat dit vanmôre. Dis nie net vir grande nie, Here, dis myne. Ek besef, as dit nie gebeur het nie, was ek vanmôre 'n verlore mens. Verstaan nie, hier was 'n spel gewees tussen lewe en dood gewees, en die Satan het alles in sy vermoë gedoen, sodat Jesus nie aan daardie kruis moes gesterf het nie. Want hy weet
dat Jesus het die mag en die gesag gehad om hom van daardie kruis af te haal. En soos wat hy gesê het daar in die woestyn, toe Jesus ingevat is in die woestyn om versoek te word, en hy kom met hierdie uitdagende woorde en hy sê, as u die seun van God is, as u die seun van God is, dan kan u dit doen. En hier by die kruisiging van die Here Jesus kom die mens en hy spreek weer deur die fariseërs en die skrifgeleerdes en die almal wat daar rondom is, en hy spreek dit weer. Hy sê, as u die seun, hulle roep dit uit, as jy die seun van God is, rou jou, kom klim af van daardie kruis af. Verstaan jy, die Satan werk en hy spreek weer die mens. As jy die seun van God is, verstaan jy, daar's 'n beskuldiging na ons koning. Daar's vingerwysing, daar's belediging. Dis om vir iemand te terg en te sê, maar jy is mos nie die seun van God nie. Dit wat jy gedoen het, en so jy het ons belieg, jy het ons beswadder, jy het voorgegee, dis nie werklik wie jy is nie. Dis wat hulle uitroep hier voor die kruis. Dis die bespotting wat Jesus moes deurgemaak het van die Satan af, nie die mens nie. Verstaan jy? Die Satan het 'n wessel, 'n instrument nodig om Jesus aan te val. Soos wat hy tot vandag toe nog 'n instrument nodig het om jou te beledig as kind van God. Het hy 'n instrument gebruik en die mense rondom die kruis het hy opgesteek, het in hulle harte opgesteek om te roep en sê vir hom daar in die kruis, as jy die seun van God is. Hulle het uitgeroep, hulle het uit hulle opgesteek om Jesus 'n bespotting te maak. Waar is u krag nou? U kon vir Lazarus, u kon mense gesond gemaak het, maar vir jouself kan jy nie red van die kruis af. Is dit nie 'n vreeslike storie nie? Verstaan jy vanmôre? Dit wat Jesus vir ons deurgemaak het, ons moet vanmôre een ding besef in ons harte. Dit was nie 'n goedkoop prys nie. Dit was 'n baie duur prys. Een ding wat ek vanmôre besef, wie ons as ons lees in die woord van die Here, mense wat in melaatsheid gelei het, is buitekant die stad, is hulle uitgegooi, weggewerp, hulle mag nie in die stad gekom het nie, want hulle is as onheilig verklaar. Hulle is as vuil mense verklaar. En jy sien wat doen die woord van, sê die woord van die Here vir ons. Jesus is presies dieselfde. Hy is as verwerplike, nie in die stad gekruisig nie. Nee, hy is buitekant die stad gegooi. Hy is eintlik vir die honde uitgegooi. So verwerplik was hy vir die Sanhedrin, vir die owerste, vir die godsdienstiges. Hy is uitgegooi uit die stad uit, want hy was nie heilig genoeg gewees vir die mensdom nie. Hy was nie heilig genoeg gewees vir die kerk van daai jare nie. Hy was nie heilig genoeg vir mense wat opgesoek het na die Here. Hy was nie heilig genoeg nie. So hy is uitgegooi soos 'n melaatse om buitekant die stad te gaan sterf. Hy is eintlik gesien as 'n vuil mens. Hy is eintlik gesien as iemand wat nie welkom is meer in die stad nie. Wie, hoe vreeslik moet dit voel as jy vanmôre uitgewerp word uit jou dorp uit jou huis uit jou familie uit. Het jy al vir jouself gedink hoe vreeslik moet dit voel omdat jy die Here begin dien? Baie van ons stap 'n pad met die Here en dan begin besef jy, omdat ek Jesus in my lewe aangeneem het, is ek nou 'n verwerplike in my familie, 'n verwerplike in die samelewing, 'n verwerplike in die kerk partykeer. Omdat jy nie sekere beginsels nakom nie. Verstaan jy vanmôre wat Jesus deurgemaak het daai oomblik? Die seun van God is nie welkom in die huis van die Here nie. Tot vandag toe, mense is daar so 'n godsdienstigheid dat Jesus nie meer werklik welkom in die huis van die Here is nie. Ons is so besig met nitty-gritty dinge, so besig met godsdienstige rituele, dat Jesus nie meer welkom is nie. In ons eie lewens is ons het soos 'n donkie wat oogklappe aan het. Ons sien net wat ons wil sien. Ons doen wat ons wil doen. Ons praat en ons opereer soos wat ons wil praat. Hy is nie meer werklik welkom in my lewe nie. Verstaan jy? Dis ons tent. Die Here praat van die tent. So Jesus is nie meer welkom in my tent nie. Hy is nie welkom in my lewe nie. Gaan buite die stad. Gaan daar waar die malaatses is. U is nie meer welkom nie. Daar waar die vuil mense is, daar kan u gekruisig word. Daar waar mense wat nie meer by die Here, daar is u welkom.
nie binne in my nie. Verstaan jy vanmôre? Ek wil iets by jy wakker maak vanoggend, dat ons moet vanmôre 'n besluit in ons lewe maak. Is u nog deel, dit wat vandag gebeur het, 'n paar duisend jaar terug, dit wat gebeur het, Here, is dit asof dit vir my iets nuuts vanmôre is, asof ek dit vanmôre beleef, asof dit nou gebeur het. Vanmôre ons moet een ding, maar weet jy, as ons harte is so verstrengel deur die wêreld se gemors, ons is al so toe deur die wêreld se dinge, se doen dinge, die wortels, die ewels van die wêreld het ons so toegegroei al, verstaan jy? Die sluier van sonde is so oor ons oë, dat ons nie meer Jesus sien in ons lewe nie. Ons sien nie meer wat hy vir ons gedoen het nie. Ons ervaar nie meer werklik wat die bloed vir ons gedoen het nie. Ons aanvaar dit, dis maar net weer nagmaal elke tweede Sondag of wanneer ook al, is maar net nagmaal, dit het 'n ritueel geword, mense. Dis nie deel van my lewe nie. Eintlik staan hy buitekant die stad en ons is hier besig met hierdie godsdienstige dingetjie. Eintlik is hy buite ons tent en ons probeer survive in ons binnekamer. Ons probeer oorleef. Dis nie wat die Here wil hê nie. Dis nie wat hy beplan het nie. Een ding weet ek, op sy pad, terwyl hy so uitgegooi is uit die stad uit, is daar een man wat dankbaar gewees het, en dis ou Simon van Sirene. Ons lees in die woord van die Here, 'n kosbare ding. Jesus is so swak, ons moet mooi gaan lees wat die woord sê. Jesus is so verneder, hy is so geslaan, hy is so afgebreek vanmôre, mense. As ons praat van die woord van die Here sê, hy is onherkenbaar. Onherkenbaar. Nou party mense word geslaan en jy kan hom nog herken. Nou verstaan jy, ek wil hê jy moet bietjie jou gedagtes laat gaan vanmôre. En jy moet so bietjie sien wat Jesus deurgemaak het. Ek wil hê maak vanmôre bietjie jou gees oop en laat God se gees vir jou wys. Onherkenbaar geslaan. Onherkenbaar verneder. Onherkenbaar, die bloed was so oor sy gesig, die velle, sy kop, sy alles, sy liggaam so onherkenbaar. As ons gaan lees in die geskiedenis, dan sien ons dat sy ribbes is eintlik oopgeslaan gewees. Dis wat hy gedoen het vir my en vir jou. Ek dink nie ons besef werklik wat Jesus gedoen het. Hy's onherkenbaar geslaan. Mense, daardie tyd vir sy sweep en sulke hakke aangehaal, sodat dit stukke vleis uit jou uitgeruk. Dit het Jesus, en wie wat vir my een ding laat besef, God sien dit. God sien alles wat hier gebeur, en terwille van die mens, wat God so, besef u vanmôre die liefde van God. Besef u vanmôre die liefde van Jesus Christus vir my en vir jou, dat God toelaat, dat sy geliefde seun, wie van ek en u sal vanmôre kyk, dat jou kind so geslaan word, terwille van iemand anders se lewe. Wie sal dit doen? Ek waag jou vanmôre, ek daag jou uit vanmôre. Wie sal staan en kyk, dat jou kind so verneder word, dat hy uitroep van die pyn, dat hy skreeu van die pyn. Vanmôre verstaan jy, want Jesus was mens, 'n mens met gevoelens gewees. Hy het gewys dat hy ook pyn het, hy het ook seer. Maar terwille van my en van u vanmôre, het hy al hierdie dinge deurgemaak, en 'n liefdevolle God sal ek kyk dat sy seun verniel word deur die mens. Daardie selfde God wat hulle saam gesit het eendag en gesê, kom ons maak iemand na ons beeld. Daardie beeld kom vernietig die seun van God. Daardie beeld, daardie mens, daardie selfde een wat God so lief het, kom en hy vernietig Jesus Christus, soos wat ons hom nog elke dag vernietig in ons lewe. As ons nie 'n pad met hom stap die mense, dan verniel ons hom nog elke dag. Ons kruisig hom nog elke dag. Ons maak nog elke dag 'n bespotting. As jy nie bereid is om te getuig van Jesus Christus buite die mense, dan is ons net so skuldig soos almal wat daar by die kruis gestaan het en hom 'n bespotting gemaak het. Dit sê, as jy die koning van die Jode is, kry vir jou daar van die kruis af. Ons spot nog altyd, as ons tussen godsdienstige mense, as ons vreeslik godsdienstig, maar daar waar dit nodig is, waar iemand moet tot redding kom, verstaan jy vanmôre, daar waar dit nodig is, daar is ons monde stil, niemand praat nie, daar waar jy sien, daar waar behoefte is, daar waar 'n gees van armte is, daar waar mense uitroep na mense, verstaan, na God toe, waar mense soekend is, waar mense honger is,
na mense wat in die gevangenis sit, soos Matteus 25 sê, waar mense roep, Here, help my. Ons hoor mos van Lazarus. Ons weet mos wat dit beteken, Here, help my. Verstaan, ons het dit mos al gepraat, daar soveel mense, maar ons het oogklappe aan. Ons wil dit nie sien nie. Maar een mens, Simon van Cyrene, sien wat hier deur. Alhoewel hulle hom nader geruk het, gesê, kom Afrikaner, hier uit Afrika. Vir hierdie mense wat swart is van die hemel toe nie. Ek wil sommer hierdie klomp vuilgoed van die hel, hierdie vuilgoed van die hel, hierdie mense wat hierdie vuilgoed van die hel loop verkondig, want elke mens het 'n geleentheid, 'n kans voor God. Dis bose geeste wat deur mense werk. Dis drekgode, dis demone wat hierdie dinge verkwyt raak. Mense, ons moet hierdie goed aanspreek. Ons moet ophou om toe te laat dat die bose vir ons oorweldig met leuns en al hierdie gemors. Verstaan nie vanmôre, ons het 'n geleentheid, God gaan dit teen jou hou, God gaan vinger wys na jou en sê, ek ken jou nie. Ons moet ophou met hierdie gemors waarmee ons besig hou. Want hier kom die Here Jesus, en dis in God se plan gewees. Hy het geweet, man. Hy het geweet sy seun raak swak van die marteling en die dinge wat hy moet deurmaak. Hy het dit geweet. En hy het dit so bewerkstellig. Hy het dit so bewerkstellig dat 'n swart Afrikaner hier uit Afrika nader geruk moet word en sê, kom help hierdie man. Kom help hom. En ons lees in die geskiedenis hoe hierdie man, Simon van Cyrene, sy lewe gechange het. Sy lewe gechange het. Sy familie, op daardie oomblik was dit vir hom miskien 'n vernedering, totdat hy begin het om hierdie kosbare pad te stap en die besef, man, wie iets het nou wat wakker geword, miskien na die tyd, ek weet nie, maar op daardie oomblik miskien anders, miskien woedend en kwaad, omdat hy nou 'n slaaf gesien is, maar later het hy besef, joh man, dit was die seun van God wat ek hier gehelp het. Jo, halleluja man. Dit was die seun van God. Dis sy kruis wat ek jou dra. Wat 'n voorreg hier op aarde man. Dis wat God wil hê van my en van jou vanmôre. Wat 'n voorreg man. Wat 'n voorreg om vanmôre getuienis van Christus te wees. Jo, Here, wat 'n voorreg om vanmôre my eie kruis te vat en saam met U te stap. Wat 'n voorreg vanmôre, Here. Want ek is bly, ek is opgewonde daaroor, Here. Dis vir my 'n eer om U te dien. Dis vir my 'n eer om U kruis te vat. Dis vir my 'n eer om my eie kruis te vat. Dis vir my 'n eer om sleg gesê te word. Dis vir my 'n eer as mense my beledig en verneder. Dis vir my 'n eer want my meester, ons kan nie groter as hy wees. Halleluja. Halleluja. Mense, ons moet nooit groter as God probeer wees. Moenie dink jy is God nie. Jy is nie God nie. Moet jou nie self 'n God maak vanmôre nie, maar vat jou kruis en volg Jesus. Halleluja. En hier stap die seun van die God. 'n ander man dra sy kruis en hy kom daar by Golgotha. Golgotha beteken kopbeen. En as ons vanmôre kopbeen sien, dan sien ons die dood. Oral is mense wat jou kopbene op hulle tatoeëer, of jou karre is vol kopbene, ons spreek eintlik dood oor jouself man. Dis hoekom jy lyk soos 'n dooie kopbeen. Bestaan jou geestelike lewe is ook net soos 'n kopbeen. Mors toe. Daar's niks in jou lewe nie. Ja, dis die probleem van kopbene. Maar wat die mooi is van hierdie kopbeen, hey, man, daar is nie verniet wat Jesus sê, of dat hierdie plek se naam kopbene, ons weet daar baie mense gekruisig, en baie mense gesterf, ons neem maar aan, dis hoekom dit kopbeen genoem is, Golgotha. Maar weet jy, daar's 'n betekenis, 'n mooi betekenis aan hierdie ding. Baie mooi betekenis. Jesus het ook die kopbeen oorwin. Hey, halleluja. Jesus het ook die dood oorwin. Engel, waar is jou dood? Waar is jou dood? Jesus het die dood oorwin. Hy het die kopbeen geoorwin, sodat ek en u vanmôre kan lewe. Is jy nie bly nie man? Sê ja! Wat sou ek kerk sê? Sê ja, halleluja, Here, ek is bly. Ek is bly vanmôre. Was dit nie so gewees die Here, dan was ek vanmôre verlore as u nie daai kopbeen oorwin het nie. Moenie daai drekding op jou kar plak nie man. Moenie die ding op jou lyf tatoeëer nie. Jy spreek dood oor jouself man, Dis waar. Kry daai kopbeen uit jou lyf uit man. Die Here Jesus het opgestaan en hy lewe vandag en ons is vanmôre bly en ons is dankbaar dat ons ook vanmôre kan lewe man. Is dit nie wonderlik mense?
Want die Here is kosbaar. Maar hy het nie net die dood oorwin nie. Terwyl hy daar aan die kruis hang, hier kom hulle met asyn en mirre. Dis mos soos die wêreld. Hy wil voorgee. Ek kom ek help vir jou. Ja, want hier lê die Here Jesus. Hy's aan hierdie kruis en hy sit met pyn en hy sit met lyding en hy sit met seer. Hy sê nee, dankie. Halleluja. Hy sê nee, dankie vir daai gemors. Want die asyn en die mirre moes nou sy pyn verlig. Hy sê nee, dankie. Ek wil deurmaak wat my kinders deur gaan maak eendag. Ja, ek wil meer gevoel hê. Ek wil weet hoe elkeen voel. Ek wil niemand moet 'n vinger na my kant wys en sê u verstaan nie. Ek wil weet hoe maar jy het nie nodig om my pyn te verlig nie. Ek wil voel. Ek moet kan sê ek weet. Ek moet vir elkeen kan sê ek het ook pyn deurgemaak. Ek het ook seer deurgemaak. Ek het niks gedrink daarvoor nie. Nee, dit was nie nodig Jehovah's asyn daar in my mond te druk met mirre. Nee, ek is alright, ek is fyn man. Halleluja, ek is fyn. En dit was mos die lelik van die mense daai jare. Dit is so goed so. En jy al vir jouself gedink as jy in 'n konsentrasiekamp sit en hier word jy verneder voor mense en jy word nou kaal uitgetrek en want dit was die manier van die Romeine daai tyd. Jesus het aan 'n kruis gehang. Moenie hierdie storieetjies kyk, hierdie liegprentjies van dat hy klere aan, hy het niks aangehad. Hy's verneder tot op die laaste verneder. Dat hy die meeste kan tot hy sy sandale, sy boekleed, sy alles goddoek, alles wat hy gehad het. Alles het hierdie klomp pere. Dit laat dink vir my so baie in ons polisie mag van vandag. Nie van daai jare nie. Lyk hierdie polisie van vandag het mos daai manier om so met die mense se gevoelens te speel. Hulle dobbel ook so. Hier's meer tikkoppe in die polisie as buitekant. Hier's meer diamantsmokkelaars binne in die polisie as buitekant. Hulle is baie slegter as die wat buitekant is. O halleluja, genade die wat reg en geregtigheid wat God wat mense aangestel het, doen nie meer hulle werk nie. Dis wat presies daar by die kruis begin het. Hierdie soldate is besig om te dobbel. Hulle is besig om hierdie kleed van die Here. Die ander goeders het hulle klaar uitgedeel, maar die onderkleed sê die woord van die Here was een groot stuk gewees. So hier was nou 'n lekker stuk lang lap. So nou moes hulle looitjies getrek het oor hierdie lap. Verstaan jy? Daar was nou 'n lekker stuk lap gewees. Die ander is klaar verdeel, die klaar uitgedeel onder mekaar. En hier sit hulle in die skaduwee van die kruis. Ja. So naby en tog so ver. Hulle sit onder die allerheiligste. Die hoëpriester van alle priesters. En hulle sit 'n dobbel oor klere. Goed wat vergaan, gemors wat vergaan, dinge wat niks werd is, so naby in die kruis, in die skaduwee van die allerheiligste. En hulle sit 'n dobbel met hulle lewe. Ons dobbel met ons lewe. Ons het vanmôre nie miskien 'n kleed wat ons oordobbel nie, maar ons dobbel met ons eie lewe. Ons dobbel met sonde, ons speel met sonde en ons sit onder waar Jesus Christus dophou. En elke een prediker, ek dink ek het gepraat gister in Prediker 12 vers 8, ek is nie seker nie, waar hy gepraat het van die somer is gewees, die winter het gekom en nog steeds het jy jou saak met God nie reg gemaak nie. Hey mense, ons dobbel met ons lewe. By die skaduwee, by die kruis, staan 'n dobbel ons speel met ons lewe. Ek sê vir jou vanmôre, mens besef het eers as jy weer so 'n begrafnisdiens gehou het, dan besef jy, joh Here, dit kan môre ek wees. En hoe gereed is ek? Want ek het die hele tyd voor Jesus se voete, so naby aan Jesus. Want die woord is vir ons duidelik. Hy is hier by ons. Hy staan 'n klop aan jou deur. Hy praat met jou deur mense. Hy praat met jou hart. Hy spreek. Hy doen alles in sy vermoë. Ons lees die Bybel. Ons lees boeke. Ons is so besig met die dinge van die Here, maar ons sit 'n dobbel nog altyd. En dit wat om Koen vanmôre gesê het, hoe gereed is jy vanmôre? As Jesus kom, moenie sit en sukkel met 'n stuk lap nie man. Moenie vir jou besig hou met dinge wat nie meer van waarde is nie. Want enige oomblik kan jou lewe klaarmaak hier op aarde. Hoe gereed is ons? Hoe gereed is ek en u vanmôre mense? Dat ons vir ons besig hou. Jesus het naak geword. Hulle het hom 'n bespotting gemaak. Mense, maar een ding wat ek vanmôre vir ons wil uittel. Daar was een man
een man wat hierdie hele storie dopgehou het. En dis die hoofman oor 100. Jy sien, hy is die general gewees van hierdie soldate. En ek sien maar my eie prentjie. Ek glo terwyl hulle hier dobbelend besig is, sien ek hierdie man met gesag op 'n perd sit. En hy staan en hou hier dop. Hy staan en kyk wat hier aangaan. In die eerste plek wil hy nie hier wees nie, want hy is 'n Romein. Dis nie vir hom lekker nie, hy is nie lus vir hierdie klomp Jodese gemors nie. Ek is in party dae ook nie meer lus vir hierdie Jodese gemors nie. En hierdie nagemaakte Jode nie. Ek het nie lus vir daai gemors goeders nie. En hier sit 'n man en hy sit en kyk wat hier aangaan. Jy sien, sy hart is al so verhard. Verstaan jy, want daar's niks van Christus. Die Romeine het nie die Here gedien nie. Dit was gesien as die heidense nasie gewees, die heidense volk. En hier sit hierdie Romein, hy is eintlik half fed up vir die storie, want jy sien, dis nie die eerste keer wat hy 'n kruisiging moet doen nie. So vir hom is hierdie geskree en te kere gaan, is dit vir hom normaal. Verstaan jy dit? Ons raak ons gewoond aan geweld, man. Ons raak gewoond. Dis wat die Satan doen. Ons sien geweld elke dag om ons. Ons sien hoe kindertjies verkragt word. Ons sien hoe kinders vermoor word. Ons sien hoe kinders gemartel word, vrouens en almal. Ons sien al hierdie dinge. Almal swart en wit en bruin, ons word verniel. Veral kinders van die Here. Ons sien hoe word hulle gemartel in hierdie wêreld. Ons sien hierdie dinge. En die Satan maak jou gewoond. Want van kleins af, ons het ons al video games wat hierdie martelgoeders, dis bloed wat spat en dis al hierdie gemors. So die Satan is besig om jou kind se brein te beïnvloed. Sleg te beïnvloed, stelselmatig. Hy het tyd vir hierdie dinge. Verstaan jy vanmôre? Hy het tyd om ons kinders, ons mense gewoond te laat raak aan geweld. Dit raak tweede natuur. Dit moet vir jou nog nooit weer tweede natuur word nie. Dit wat in Suid-Afrika of in die wêreld gebeur, mense die geweld jy moenie gewoond raak hieraan nie. Dit moet iets wees wat ons gedurig teen bid. Ons moet opstaan teen hierdie dinge. Ons as kinders van die Here wat sit met die lig van Christus in ons. Ons moet bid teen hierdie dinge. En hierdie Romein sit hier, sy hart is al verhard, want hy ken hierdie goed, hy het gewoond geraak aan hierdie goed. En eintlik is hy geïrriteerd, want hy sit maar al van die middag 12 uur af, sit hy daar so. So hy is al half geïrriteerd. Kry net klaar, slaat die spykers in, laat die man net in die hout kan kom, en dat die dinge kan afgehandel word. Ek wil huis toe gaan. Ek wil huis toe gaan. Ek is nou moeg vir hierdie ritueel hierso. Kry klaar met hierdie ding. Maar jy sien, een ding het hy nooit besef nie. Jesus was nie met hom klaar nie. Verstaan jy, aan sy toestand aan die kruis, is dit die liefde nie. Is dit die liefde nie. Man, wie sal nog praat oor die Here, as jy so verniel is? Wie het nog die krag om te praat oor die Here, as jy so verniel is? Jesus het. Terwyl hy daar hang, tel hy sy kop op, tot op die laaste. Kyk, hoor jy vanmôre, hoe belangrik 'n siel vir God is. Hoe belangrik 'n siel vir hierdie Jesus is wat hier in 'n kruis hang. Ek gee nou nie om of dit nou 'n boom, of dit 'n kruis, dit maak vir my nie saak. Ek gaan nou nie met jou koppe stamp oor. Party is met nee, dis 'n boom, party. Dis daai godsdienstigheid waarvan ek praat. Dis daai gemors. Dis daai rituele. Verstaan jy? Nee, hy het in 'n boom gehang en daar stry is vir ure, vir dae, boom, kruis. Man, wat hy gehang het, maak het die saak het gehang. Ure kan ons word besig om met strom. Ure kan ons word besig om met dinge wat van geen waarde is. Ure kan ons redeneer oor goed wat nie van krag is nie. Ure kan ons besig hou met dinge wat jou siel meer besmet as wat dit vir jou gesond maak. Ure kan ons besig hou. En die Satan geniet dat hy hou jou besig met hierdie gemors. Ons redeneer, lang stories, lang geselse. Ons skryf boeke oor die goeders, man.
Maar die krag van dit wat daar gebeur het, sien ons nie meer raak nie. Want ons het gelees in die boek, en Google sê dit, en YouTube sê dit, en die predikant en die pastoor sê dit, die hele ou spul is onnozel, man. Want as jy nie kan besef wat daar gebeur het, is jy so stupid, man, jy is onnozel. Jy besef nie wat daar gebeur het nie, man. Jy besef nie dat die een wat daar hang, het sy kop opgetel. En hy het vir 'n laaste keer, het sy oë nog so deur gegaan. Ja? Hy het gesien, hy weet, hy hoor hierdie bespotting, maar hy sê in sy woord, hy sê, Here vergeef hulle, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want jy sien die hart van God is, red sy siel. Red sy siel. Dit maak die saak, want hy weet wie sit agter hierdie dinge, mense. Die Satan sit agter elke aanslag. En hier kom die bespottings en al hierdie dinge. En Jesus gee nie om nie, man, hy weet wie hy is. Dis nou so goed, ek sit en dink sommer so aan 'n Einstein, wat so super slim gewees het. En 'n onderwyser sê nou vir hom hier op skool, jy's daarom onnozel. En dit was so 'n manier. Ek het ook gehoor ek is onnozel. Ek is bitterlik onnozel, ek is nie net dom gewees. Jy sal nou regtig niks in die lewe bereik nie. Ek het eintlik gewens dat ek wil sê, nou toe gee op, gaan huis toe. Want ek wil huis toe gaan, dat ek haat skool. Hier sê hulle wou aanstaan, wie onnozel is jy? En hy lag hier in die mou. Wie was die slimste? Aanstaan. Hy weet wie hy is, man. Hy weet hy is slim. Dis so goed, jy probeer, die Satan probeer, as u die seun van God, ek is die seun van God. Die verbygangers lag vir hierdie ding wat daar teen die kruis, want op Pilatus het nog so laaste spot ingekry, en vir die Jode 'n bietjie pak slaag te gee, die koning van die Jode. Hy was die koning van die Jode, maar nie net van die Jode, nie van my en van jou ook. Hy is die koning van die wêreld, man. Hier hang die koning van die wêreld en hy weet hy is die koning, maar jy kan sê wat jy wil, en jy kan maak wat jy wil, en jy kan op jou kop staan en vlieg, maar die saak, hy is die koning. Hy is die koning van my en van jou. En iewers eendag in jou lewe sal die koning sal ons voor daar die regterstoel gaan staan. Daar die wit troon oordeel en hy sal vir jou sê, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Onthou jy toe jy die koning van die Jode, die koning van die wêreld wat daar gekruisig is, en jy het weggekyk. God kyk nie weg, mense. Jesus aan daardie kruis het nooit weggekyk. Iewers het hierdie hoofman oor 100 begin benoud raak. Hy het begin besef, iets is hier aan die gebeur. Iets groots aan die gebeur. Man, oor die helder middag, hier kom 'n duisternis. Dit het hom kon nou gesê. 'n Duisternis. Hier's fout, man. En die aarde begin bewe. En die grafte gaan oop. Verstaan jy wat ek so 'n tyd terug gepreek het? Die grafte van die heiliges gaan oop en die heiliges gaan op in die hemel. Halleluja. Dis wat die aardbewing. Die heiliges kom uit die graf uit op en hulle ontmoet die koning van die konings. Halleluja, man. Iewers, hierdie man begin benoud raak. Hierdie man begin bekommerd raak. Hierdie man se hart begin verkrummel en hy besef, hierdie is nie 'n normale perd wat nou hier gekruisig word nie. Ja, want hy hang ons nou in die middel. Verstaan jy? Om in die middel te hang sê hy's die eintlike bokker. Amen. Hy's die grootste misdadiger. Nie die twee laaste nie. Hierdie een in die middel is die grootste misdadiger deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hy's die een. Hy's die oproerder. Hy's die een wat opsteek. Dis hoekom Jeremia, wat nou Agab, ek vergeet almekaar sy naam, nou vandag het ek is so bly, ek sprang sommer bo oor hierdie kamer. Verstaan jy, wat hulle vir amper vir Jeremia, amper breek ek nou so dat ek weer die naam vergeet. Wat nou Agab vir Jeremia sê, jy, jou beroerder van Israel, wat maak jy hier? Beroerder beteken, man, jy kom ontstook dit almal, jy maak almal kwaad. Wat soek jy hier, jou beroerder? Hey, ek is ook een van die, wil jy ook een wees? Halleluja, 'n beroerder. Jy moet 'n moeilikheidmaker vir die Christendom wees, Jy moet 'n man, daar wat nie die Here dien nie,
Ons moet hulle beroer, ons moet hulle wondig. Jy moet hulle gees onstuimig raak, jy moet hulle bekommerd maak, verstaan jy? Want jy gee ons daar die geur van die dood af vir 'n ongeredde mens. Kyk, ek gee nog hulle redelike vrotgeer af. Baie dankie aan Loukie se alle brode en Kobus Steinman. Ek gee redelike vrotgeer af vir 'n ongeredde perd. Ja, my geestelike. Ek gee vir jou 'n dood af. Want as jy vir my sien, moet jy Jesus kan sien. En as jy hierdie bekkie hoor, dan moet jy hoor, hier's Jesus Christus, man. Verstaan jy, ek is nie bang om te praat nie. Ek hou van praat, en ek hou van baie praat, en ek hou van baie sin praat, man. Ek praat nie nonsens nie. Want ek ken die woord van die Here, dit is vir my lekker, ek praat sin, man. Ek praat van hoe lyk jou saak met God. Ja, miskien is ek vandag kruisig hang, ek seker ook in die middel saam met die Here. Wat 'n eer sal dit vir my wees om in die middel saam en gesien te word as die grootste misdadiger van Port Nolloth nie. Ja, nie hierdie ander goed, as nie die grootste misdadiger in hierdie Port Nolloth. Want dit is mos 'n groot sonde om iemand na die Here toe te lei. Vreeslike groot sonde. En in daardie donker uur besef hierdie geharde soldaat. Hier's iets. Hierdie is nie 'n alledaagse persoon nie. Hier's iets. Hierdie is waarlik, want hy hoor Jesus uitroep. Hy hoor dat hierdie stem klink soos 'n brullende leeu se stem. Dit is volbring. Jo, mense, ek glo dat daardie stem soos die waarlike leeu geklink het. Die leeu, daardie een wat Satan probeer weghou het van die kruis. Daardie leeu, hy hoor hier brul 'n leeu. Hier is nie meer 'n gewone stem wat praat nie, maar hier is 'n stem van die leeu van Juda. Hier is 'n ander stem wat nou hier praat, dit is volbring. En die volgende oomblik toe hoor hy hierdie stem sê, in u hande, Vader, gee ek nou my gees oor. Mense, iets het gebeur. Soveel so dat hierdie hoofman oor 100 uitroep, waarlik dit was die seun van God gewees. Dit was die seun van God. Ek hoef nie meer te raai nie, man. Dit was die seun van God en hy bly die seun van God. Wat doen ek en u vanmôre? Ons staan ook vanmôre denkbeeldig voor 'n kruis. En Jesus se oë kyk ook vanmôre weer rond. Want daardie oë wat die hoofman se oë ontmoet het en sy lewe verander het. Ons moet nie ons oë vanmôre toemaak nie. Jy moet hom oop hou. Nou moet jy hom oop hou. Nou moet jy nie slaap. Daardie oë wat hierdie hoofman se oë ontmoet het. Daardie selfde oë het jou oorspellige vrou se oë ontmoet. Daardie selfde oë het Lazarus se oë ontmoet en lewe gebring. Daardie selfde oë kyk nie weg as jy wil kyk. Daardie selfde oë wil jou oë ontmoet met wat jy ook al sit vanmôre. Wil daardie selfde oë tot op die laaste tel Jesus sy kop op met die laaste krag en hy kyk vir 'n laaste keer voordat hy uitroep, in u gees gee ek my hande oor, in my lewe oor. Vir 'n laaste keer kyk hy op en hy kyk vanmôre. En nou soos vanmôre hierdie nagmaal gebruik, dan moet u vanmôre Jesus se oë sien in jou lewe. Hy kyk, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, ek weet nie. Ek is ook bly, want ons het 'n manier om te veroordeel. Verstaan jy my, Jesus se oë ontmoet jou vanmôre. Wat gaan jy vanmôre maak? Wat gaan jy vanmôre maak as Jesus se oë by jou kom stil staan? Wat doen jy met die 6 uur van daardie Vrydag? Wat doen jy vanmôre? Kan ek en u vanmôre sê, ek nooi u in, Here. Waarlik, dit het 'n change in my lewe. Kan u vanmôre getuig dat daar 'n dag in my lewe gewees het wat ek Jesus aangeneem het?
As jy vanmôre daai getuienis kan hê, dan het jou oë met Jesus se oë ontmoet. Maar as jy nog nie daai getuienis het nie, wil jy nie vanmôre jou oë oopmaak en sê, Here, ek wil daai oë van die kruis raak sien. Daardie liefdevolle oë wil ek vanmôre raak sien. Daardie oë wat hoop gee. Daardie oë wat my mislukkings in die lewe raak sien. Daardie oë wat al die verkeerd en die sonde raak sien, maak nie saak. Maar daardie oë wat genesing bring en vir my hoop gee. 'n tweede kans gegee. Ek wil daardie oë sien. Amen. Kan ons mense wat ons help met die nagmaal ons vorentoe kom? Is jy vanmôre opgewonde vir die Here? Ek is so opgewonde. Jy nie opgewonde is om die Here te dien nie, my genade, dan moet ons weer met daai blaasbalk aan die gang kry dat hierdie brandhuis kom. Amen. Nou praat ek ook weer so die kort. Pieter. Ek moet nou sê, hier is iemand wat kort van die Sanhedrin. Verder sal jy vir ons dan vooruit ons. Here Jesus, dankie dat ons vandag by hierdie kerk die woord het gesê. Here, dankie dat ons voor u kruis kan staan. Here Jesus, om u oë te ontmoet. Here, kyk vir ons waar ons vir u kyk, Here. Maak ons oop, Here. Seën ons, Here Jesus. Here Jesus, ons nagmaal. Seën ons nagmaal, Here Jesus. U het vir ons gegee as 'n vertroosting vir ons, Here Jesus. U het vir ons gegee om aan u te dink elke slag wanneer dit gebeur, Here. Here Jesus, ek vra net dat u elkeen sal seën en alles sal seën, Here. Amen. Amen.
Vader, ons is so dankbaar vanmôre dat ons vanmôre aan hierdie heilige nagmaal kan deel wees. Here Jesus, daai bloed van U wat gevloei het, dat dit vanmôre alles wat lelik is, kom skoon was. Dinge wat ons miskien nog terughou, om werklik te besef wat U vir ons deurgemaak het. Kom vat vanmôre, Here, daardie gordyn voor ons oop weg, daardie sluier, Here, dat ons so 'n bietjie dieper in hierdie namaals kan sien, Here. Dat ons vanmôre kan sien wat U sien, my God. Dat ons kan ervaar wat U ervaar vanmôre, Here. Wat ons so 'n bietjie vanmôre dieper om te besef dat daardie liggaam wat gebreek is, dat hy waarlik flenters gebreek is. Dat hy so gebreek is dat die ribbes kon gesien gewees het. Dat hy so verneder is, Here. Soos wat die Satan alleen kan verneder, my God. Maar nogtans het U bly aan. U het aan daardie kruis gebly. Sodat ons vanmôre kan lewe hê. Dankie vir daardie oë wat ons elke oomblik volg. Miskien sit hier vanmôre mense wat soekend na U is, my God. Miskien sit hier vanmôre mense wat hulle pad iewers buister geraak het, Here. Miskien sit hier vanmôre wat mense wat nog glad nie op die pad is, Here. Wat vanmôre se boodskap juis van U is, Here. Ek is nog altyd daar. En dit wat ek deurgemaak het is vir jou. Dankie, Here Jesus. Ek dink nie ons het regtig woorde om vanmôre dankie te kan sê nie. Ons woorde klink so leeg vanmôre, Here. Maar dankie. Dankie, Jesus. Dat U nooit geval het vir die Satan se leuen. Wat gesê het, as jy die seun van God is. Waar hy dit geweet het. En probeer het om mense pryser op U te sit om af te kom van daai kruis af. Maar U het deurgegaan en uitgeroep, dis volbring. Satan is verslaan. My bloed reinig julle van al die verlede se sonde, die hede se sonde en die toekoms se sonde. O Here, hoe wonderlik om vanmôre net te kan weet, daar's hoop. Daar's baie hoop. Ons hoef nie meer in wanhoop te sit nie, daar's baie hoop. Ons het 'n toekoms. En ons het iets om na uit te sien, 'n nuwe Jerusalem, in die teenwoordigheid van God. O halleluja. Ons wil nou al begin uitroep, heilig, heilig is die Here. Heilig is die Here. Dankie my God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons voorsangers kan kom en dan singers kom so lekker liedjie. Het jy dit geniet vanmôre? Jy's lekker in die teenwoordigheid van die Here. Ja, halleluja. Nou jy gaan dit nog meer verniet onthou. Hy het nou gesterwe, hy gaan opstaan Sondag. Halleluja, hy het al opgestaan, maar ons gaan dit vier. Prys die Here man. Halleluja. Kom eens, ja, kom eens achter, kom. Kom eens. Piet het gevraagd, ik wil in Mario een groen liedje zingen. Ja. Kan die Mario een naam zingen? Doet mij. Oké, get hem cool. Ja, ik het dan niet waar, ik ga hem eerst goed zetten.
O, dis Sondag se liedjie, sorry. Nou kyk nou hoe gaan Pieter vir ons voor nie. Ja, Toe maar vir ons sing op vir Sondag. Okay, ons sing gou vir hierdie een en dan kan ja. Ja, julle sing te vals. Everything that we hear. As ek wil om. Die Marie draai me om. Ja, dit kan ook 'n raai woord lyk. Ek verlos die liefde van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van vreugde sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van vreugde sing ek so bly. Kom ons sing. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van vreugde sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van vreugde sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van vreugde sing ek so bly. Amen. Die gemeente ou van die wêreld. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here. Vader, mag ons nou in hierdie kosbare vrede van U gaan, my God. Mag ons nooit vergeet, Here, dit wat U deurgemaak het. En dat ons altyd sal onthou dat daardie bloed was ons witter as sneeu. Here, wat 'n wonderlike wete om te kan weet dat voor U, as ons harte ons nie veroordeel nie, kan ons met vrymoedigheid voor U kom staan. Daardie gordyn het geskeur, my God. En ons kan die allerheiligste ingaan en daar by Jesus, by God se voete kom neersit. En ons kan daar buig en uitroep, heilig is die Here. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. U is meer as welkom, daar is lekker koffie en tee ingevoer van Springbok af.